kapasiteit. Party is 20 liter en party is 50 liter en party is 1 liter. Moet ek, hy is aan. Jy kan maar opneem as jy wil opneem. Elke mens, wie ook al is, waar hy vandaan kom, het 'n kapasiteit. Party het groter en party het minder. Maar ek het eendag 'n gelykenis vertel, ek weet nie of u dalk daar was toe ek dit vertel het nie. As ek 'n emmer het met 20 liter kapasiteit het, en ek wil hom vol water maak, maar hy is vol grond, moet ek eers die grond uithaal. En hoe meer grond ek uithaal, hoe meer plek is daar vir die water. Maar die goeie raad, as jy wil water gaan skep om te drink, haal jy beste al die grond uit. Anders drink jy modder. Ek weet nie of julle wil modder drink nie. Maar so daar's dinge in 'n mens se lewe, wat jou lewe so vol maak, dat daar amper nie plek is vir die Here om vir jou iets te gee nie. Hy wil vir jou alles gee. Hy staan gereed in sy woord, die beloftes is daar. Maar jy kan dit nie vat nie, want jy's vol twak, kan ek dit maar so sê. Vol nonsens, vol ongeregtigheid, vol voorbehoude, vol voorwaardes, vol vooroortuigings. En dan kan die Here nie vir jou gee wat hy vir jou wil gee nie. En niemand kan jou help nie. Jy moet self besluit daaroor, hoeveel ruimte gaan ek vir die Here in my hart maak? Hoeveel ruimte gaan ek maak vir die Heilige Gees om in my lewe te werk? Hoeveel ruimte gaan ek maak vir die woord van God om in my in te kom? Dit lê by jouself. Daar's mense wat meer van die woord in het as wat ek het. En ja, ek word vir hulle kwaad nie. Ek moet ruimte maak. Waar maak ek ruimte? In my gebedstyd. Wanneer ek bid en iets kom my op en lê ek dit, maak dit leeg, haal dit uit. Baie mense bid net, ek hoor vanmôre toevallig, maar ek het sommer geglimlag. 'n man praat op die radio, ek het nie die hele gesprek geluister, ek het net verbygestap te hoor, ek het praat oor gebed. Toe praat hy ook van die man wat by die tafel bid en sê, maak ons opreg dankbaar vir die kos. En toe lag ek te lekker, want ek het dit eendag genoem in 'n kerk, en hier in Witbank. En toe kom daar 'n ou broer agterna, hy het gewoonte gehad om by die huis as hy bid, en bid hy, Here, maak ons opreg dankbaar vir die kos. En ek het toen teen dit gepraat, in die gebedskool wat ek aangebied het. Hy sê, daar hak hy vas, hy kan nie bid oor die kos nie, hy weet nie wat hy nou sê nie. Hy is so gewoond van die jare te sê, maak ons opreg dankbaar vir die kos. Ek weet nie wat hy sê nie. Ja, want weet jy, mens kom so in gewoontes in, nee. Dat jy daai gewoonte maak, dat God jou nie kan verander nie. Halleluja. Kan ek maar met u woord deel. Ons het nog 'n paar preke gehad vanmôre hier so hoor, ek dink ons behoort nou reg te kom regtig. As ons nog nie reg kom nie, kan ons maar toemaak. Genesis eerste hoofstuk. Reg in die begin van die Bybel. Is in die eerste boek in die Bybel, as jy dalk nie weet nie, is heel voor in die Bybel. Ek het al gesien, mense maak jy Bybelboek oop in Genesis, dan blaai hulle so oop, kyk hulle waar in die middel. Weet nie waar is Genesis nie. Eerste hoofstuk, eerste vers. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woest en leeg, en duisternis was op die watervloed. Die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe gesien God dat die lig goed is, of was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. Dit was aand, was môre die eerste dag. Ek wil 'n bietjie met u praat oor hierdie lig en die duisternis, want dit is nie natuurlike lig nie. Want God het eers die son en die maan op die 4de dag gemaak. Hier is nog lank voor die son en die maan kom verskyn. Dit is duidelik dat daar van God se kant af 'n besluit geneem is. Hy het vooraf voorsiening gemaak dat mense hom sou dien uit keuse uit.
God wil nie iemand verplig om hom te aanbid nie, of om hom te dien nie. Dit moet jou keuse wees. En niemand kan vir my kies, of vir u kies nie. Nou mag die Here, hy skep in die geesrehelm 'n koninkryk van lig en 'n koninkryk van duisternis. Dis nie natuurlike lig nie. Almal is liewer vir die lig as vir die duisternis, want in die lig kan jy dan ten minste sien waar gaan jy heen. In die donker kan jy nie sien waar gaan jy heen nie. Jy weet nie wat lê voor jou nie. Dalk trap jy in 'n gat. Of dalk trap jy op 'n doring of op 'n slaguister. Almal wil die lig hê. Maar God het vooraf in sy alwysheid 'n koninkryk van lig geskep en 'n koninkryk van duisternis. Want God het geweet, God is alwetend. Hy het geweet wat hou die toekoms in met betrekking tot Lucifer die leenaar. En God het dit nie probeer keer nie. Want as die duiwel nie tot 'n val gekom het nie, het die mense nie vandag 'n keuse gehad. Wil ek die Here dien of wil ek nie die Here dien nie? Daardie dinge, dit klink vir my ook snaaks en vir u dalk baie snaaks, dat God dit nou toelaat. Hoekom laat hy toe dat die duiwel so hoogmoedig word, soos Esegiel 28 sê, en Jesaja 14? Waar hy skep 'n koninkryk nog voordat alles gemaak is. Die koninkryk van die duisternis en die koninkryk van die lig, sodat ek en u vanmôre 'n keuse het, wat wil ons doen? Hy laat toe, dat Lucifer tot 'n val kom, vir 'n rede, sodat mense kan kies, ek wil die Here dien, of ek wil nie die Here dien nie. Die wat u nou hier sit vanmôre, ek aanvaar, u keuse was gemaak, ek wil die Here dien. Want weet jy, God word daarin vereer en daarin verheerlik. Hy word nie net verheerlik wanneer ons 'n koortjie sing nie. Die koortjies is baie mooi en ek is lief daarvoor. Dis lekker, my vrou speel die keyboard lekker en ek probeer my bes met die gitaar. Dis die eerste keer in my hele lewe wat ek gitaar in die kerk speel. Ek het altyd iets anders gespeel, maar ek nie gitaar nie. Mense het eers geweet ek kan 'n gitaar speel, ek het eene nie. Maar ek speel nou vandag gitaar in die kerk, prys die Here. Ek slaan die gitaar ook hier so, hoor. Ek noem dit net so terloops dat jy kan weet. Halleluja. Maar mense, God het in sy alwetendheid, hy sê dat, in Titus die eerste hoofstuk staan daar 'n versie, wat God sê, dat hy die ewige lewe geskep, nog voor die grondlegging van die aarde het God al die ewige lewe geskep, omdat hy geweet het, daar gaan mense wees, wat 'n keuse gaan maak, om hom te dien, en hy gaan daardie mense gaan hy die ewige lewe skenk. Dit is wonderlik as jy daar die goed so kyk, en die Here vir jou dinge oopmaak, om te besef, dat die Here is nie 'n mens nie. Hy dink nie soos ons nie. Hy's ver bo in die mens verhewe, in sy intellek en in sy krag en in sy heerlikheid, ver bo in die mens. Maar dis ons wat nie altyd die goed reg verstaan nie. Want dit is vandag vir my 'n keuse, en vir u 'n keuse. Wil ek die beloftes van die woord vat, of wil ek dit nie vat nie? Wil ek regtig die Here dien, of wil ek nie die Here dien nie? Ek sal graag wil hoor, dat die hele wêreld sê, ek wil die Here dien. Maar niemand kan iemand dwing om dit te doen nie. Niemand kan jou dwing om te sing nie. Niemand kan jou dwing om te bid nie. Ek wens ek kon. As ek kon, dan was jy nou almal op julle knieë besig om te bid, hoor. Ek sê julle gedwing het dat jy se bid tot jy blou is. Maar ek kan nie. Want God maak vir ons 'n pad oop om te kan kies. En wie wat eienaardig is, daar's nie 'n grys area nie. Lig en duisternis en in die middel so 'n grys areaatjie nie. Sê die woord van die Here, jy moet er warm wees of koud. Maar as jy lou is, daai grys area, hy sê ek sou uit my mond uitspuug. Nee. Aha. Ek wonder nou wie van ons gaan na daai land. Wonder wat die mense dierbaar is wat vanmôre die kerke vol sit. Gaan daai land. Want daar's 'n paar lekker dooie Christene, hoor.
As 'n paar dooies in die kerkewêreld vandag. Hy's net daar ter wille van die eer en die gewoonte, want sy ouers het hom groot gemaak. Soos daai, dankie vir die kos, maak ons opreg dankbaar. Dis 'n gewoonte, daai ding. Vir daai selfde rede sit hulle die kerk vol. Maar hy's nie in die lig nie. Hy's ook nie in die duisternis nie. Hy's in die grys area. Dis nie 'n plek wat God voorberei het nie, hoor. Dis 'n plek wat die vyand kom skep het, om vir jou onder die indruk te bring, jy is maar reg. Jy gaan daar in kerk toe, jy betaal nou en dan jou 10de. Ek is nie 'n 10de prediker nie, maar jy is baie welkom, daar's 'n kas, as jy wil ingooi daar, gooi die 10de. Daar's 'n koevertjie, skryf jou naam op daar, skryf, my geld gaan vir evangelisasie, dan gooi dit in die kassie. Ek gaan jou nie keer nie. Maar dis nie my prediking nie, dis nie geld nie. Ek wil vanmôre hê u moet weet, God het lig geskep voor al die goed in die wêreld, sodat ek en u in die lig kan wandel. Hoor wat sê die woord van die Here. Ek wil vir julle skrifgie lees. 1 Tessalonisense 5de hoofstuk, 4 en 5de vers. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Ek is 'n kind van die lig, van die dag. Ek kry mense met sulke nagsluipers. Hulle slaap die hele dag. Jy kry hulle baie, veral in die groot stede. Hulle lê in die dag en hulle slaap hulle in as af. Maar vannag, hier is van 11 se kant af, kom hulle uitgeslyp in die duisternis. Dan begin hulle lewe, al die snaakse plekke, die nagklubs en die waar hulle partytjies hou en baie drank en verdowingsmiddels en al daai goeders is. As mense van die nag, ek was nooit 'n mens van die nag nie. Al het ek nie die Here gedien voor tot bekering gekom het, was ek nie een van daai nagsluipers gewees nie. Ek is vandag nog nie 'n nagsluiper nie. Ek prys die Here, ek is kind van die lig. Maar mense, ek wil vir u vanmôre sê, u wat na my luister en selfs op die Facebook miskien luister of op YouTube agterna gaan luister. Dit is verstommend om te sien hoeveel kinders van die Here, sogenaamde kinders van die Here, in die grys area leef, wat nie deur God geskep was nie. En ek wil met die sulkes praat vanmôre, en 'n woord vir jou sê, as jy nie 'n besluit geneem vandag vir die lig of die duisternis nie, dis beter vir jou in die duisternis, as in die grys area. Want as jy in die duisternis is, kan mense jou ten minste help om vir jou bring die evangelie van Jesus Christus, dat jy gered kan word. Maar as jy lyk asof jy gered is, as jy lyk asof jy die Here dien, dit lyk jy praat so, ja pastoor, ek onthou in die ou dae, het die mense lief gewees, om my pa was al daarvoor lief, as jy iemand nie ontmoet, dan sê hy, ken jy die Here? Dan sê die mense, ja, maar ek wil vandag vir u sê, as ek vandag vir u in hierdie plek moet vra, en op die media vra, ken jy die Here? Ja, pastoor. Nou vertel my 'n bietjie van hom. Vertel my 'n bietjie iets, wat ek dalk nie geweet het nie. Vertel my 'n bietjie, wat sê die woord van hom? Dan gaan jy verstom staan om te sien, dat daar baie mense is, wat sê, ek ken die Here, maar ek kan niks van hom sê nie. Jy kan sê, ken jy vir Kai? Sê, ja, daai ou toppie. Ek ken hom vir jare, maar jy ken my nie regtig nie, hoor. Ek kan jou, as jy 'n kans opvat, dat ek jou 'n tydklap gee. Ek daag jou, wil jy voel hoe sterk is my arms nog? Kom staan en klap ek jou, dan kan jy my voel. Want jy weet nie hoeveel krag is in my arms nie. Jy sê jy ken my, maar jy ken my nie. Of ek kan met die vuis slaan. Ek mag nou 'n bietjie ouer wees as jy, maar ek dink jy gaan dalk net mooi tweede kom, jy weet nooit nie. Want jy ken my nie regtig nie. Ek is nie 'n gym boer nie. Ek boer nie in die gym nie. Ek werk vir my vrou. Ek was skoolgoed by die huis. Halleluja. En ek maak nie bed op. Prys die Here. Maar jy ken my nie, man. Ek ken jou ook nie. Jy lyk vir my nogal mooi. Party van die mans lyk nie so mooi nie, maar die dames lyk bietjie beter. Maar jy kyk iemand op die gesig waarde, maar jy ken nie die hart nie.
Ons moet by die plek kom waar ons in die lig kan wandel wat God geskep het reg voor die begin van die skepping af. Waar ons God in die oog kan kyk en kan sê, ek ken die Here, ek ken hom, hy het my gered, hy het my verlos, hy het my gewas in die bloed van die lam, hy het my gedoop met die Heilige Gees. Ek is vry deur die krag van die heerlikheid van God. Halleluja. Om daar te kan kom sê, ek ken die Here man, ek wil dit sien. Weet jy die woord van die Here sê, Jakobus 1 hoofstuk sê, die geloof sonder die werke is dood. Jy sê, jy is 'n kind van die Here, ek wil hom sien. En jy sê, jy ken die Here, ek is 'n kind van die lig, ek wil dit sien. Hoekom het daar dan so baie duister kolle in jou lewe? Dis 'n plek wat die Here nie gemaak het nie. God het lig en duisternis gemaak. Hierdie gryskolle, wat maak dit in jou lewe? Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, hoor vanmôre die woord van die Here. Die bloed van Jesus reinig van alle ongeregtigheid. As jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou te vergewe. Dis nie 'n profetiese woord nie, dis 'n Bybelse woord van God. God wil jou skoonmaak, hy wil jou reinig. Hy soek jou in die lig, hy soek jou nie in die duisternis nie. Hy soek jy nie die vaal grys area nie. Hy soek jy 'n plek waar jy kan vry wees en kan juig in die Here, want God wil groot dinge vir jou doen. Halleluja. God wil vir my groot dinge doen. Ek glo dit en ek vat dit vanmôre. Halleluja. Man, Matteus 4. Stap die Here daar uit Nasaret uit, hy gaan Galilea toe en hy stap daar na Kapernaum toe. Kom ek lees dit vir u, Matteus 4 hoofstuk. En die volk wat in duisternis sit, het 'n lig sien opkom. Af vanaf vers 12 van Matteus 4. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Nou hoor nou, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land van skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld in Johannes 12. Lees bietjie daai. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 8, lees bietjie, daar staan geskrywe. Ek is die lig van die wêreld en die wat my glo, sal in die lig wandel, nie in die duisternis nie. Die Here wil vanmôre in Witbank, hoor vanmôre. God wil in Witbank die lig laat skyn. Ek het gebid in hierdie week. En ek het 'n kort advertensie op Facebook gesit en daar was net so oor die 6000 views. Toe sê ek, as 1% dit gaan luister, as jy 60 mense vanmôre. Maar is nie 60, nou so 1% het nie geluister nie. Hulle luister, maar hulle lees, maar luister nie regtig nie. Maar wat ek vanmôre vir u sê, hier's meer teruggevallenes in Witbank as aktiewe kinders van die Here. En die teruggevallenheid, die oorsaak daarvan gebeur binne in die kerk. In die kerk word mense gestamp. In die kerk word mense gekwes. In die kerk word mense seer gemaak. In die kerk word mense nagekom. In die kerk soek mense aandag, hulle kan dit nie kry nie. Want die pastoor doen nie meer hy besoek, jy sê, dit is nie my werk nie. Jy weet waarvan wie ek praat. Dit is nie my werk nie. Mense, as ek wil wag vanmôre, ek is nie alwetend nie, ek wil net wag uit my klein bietjie ondervinding en kennis van die lewe. As ons môre deur die kerk gaan in Witbank, al die kerke saam, Pinkster, nooit Pinkster, maak nie saak wat nie. As jy 10% van die kerk in Witbank vanmôre kan kry, wat voluit in die lig wandel, is dit 'n wonderwerk. As dit 'n wonderwerk, hoor. En dit is 'n skande
In die oë van die Here, as jy dink wat hy gedoen het, wat hy deurgemaak het, wat hy beplan het, wat hy moes doen om my en u vanmôre hier in hierdie kerk te kry, om te kyk wat God vir ons gedoen het, en ons wil nog steeds in die lig wandel nie, ons soek nog steeds die duisternis, of ons wil so die skade weer wandel, wat niemand my regtig sien nie. O pastoor, ek is nou nie een van die voorgrond nie, ek is maar baie skugter. Satan, dis 'n duiwel daai, hy het skugter gees, dis 'n duiwel hoor. 'n Kind van God is vrymoedig. 'n Kind van God is eintlik voor wie waar. Hulle moet jou nie eens vra nie, jy moet sommer net praat. Halleluja. Dis ek kom ek gevra vir 'n paar getuienisse vanmôre. Dat jy nie kan hoor, daar is mense wat die bloed van die Here gebruik om hom te reinig en leemte en plek te maak in sy hart vir die gees van God om te kom vul. Plek te maak in sy hart vir die woord van God om in te kom. Jy maar baie stil vanmôre vir 'n Pinksterkerkie hoor, ek moet erken hoor. Ek is die enigste wat 'n geraas maak hier. Ek sien as ek die mikrofoon hier hou, kan jy my dan nog hoor. As jy daai plip geraas in die mikrofoon nie. Ek hou vas aan my onder. Ek is ordentlik man. Ek is jammer. Oh halleluja. En ek wil vanmôre nou vir u vra. Ek wil hê jy moet 'n keuse maak vanmôre. Die rede waarom God die duisternis en die lig geskep het, is ons 'n keuse te kan gee. Wat kies jy? Kies jy die lig? Of kies jy die duisternis? Of sê jy, ja, pastoor, ek weet ek is so in between. Daar's nie so 'n plek nie. Daar's nie 'n grys area nie. God het nie 'n grys gebied geskep nie. Hy het lig geskep en duisternis geskep. Hier's al van die lig, was nie duisternis. As jy dalk vind jy's in die duisternis, God het jou vanmôre aan toe gestuur, dat jy kan in die duisternis uitkom. Die een wat jou uit kan haal, is Jesus van 1 Tessalonisense 5. Hy is die lig van Matteus 4, dat die volk in die duisternis sit, het 'n lig gesien opkom. Hy is die lig, hy is die een wat jou uit die duisternis kan uithaal. Gebruik dit, geroep hom aan vanmôre. Ek wil vanmôre vir u sê, as jy nog nie die Here Jesus aangeneem het in jou lewe nie, dan is jy in die duisternis. En alles wat op die dag van die Here bevind word, wat in die duisternis is, die Satan is daar. Die duiwel is klaar in die duisternis. Hy het nie die duisternis gemaak nie, God het hom verwerp in die duisternis ingegooi. Maar alles wat in die duisternis is, gaan eendag saam met die duiwel en hulle wat daar is, in die ewige vuur gewerp word, wat nooit sal ophou brand nie. En ek wil nie mense bang maak nie, maar dit is ongelukkig die waarheid. Ek kan nie help, dis die waarheid nie. As jy in die duisternis is, jou pad is reguit saam met die Satan, hel toe. Kan ek net vir u vra? Ek gaan 'n vraag vra. Dan steek jy met jou hand op en sê, ek is op pad hel toe. Wie is dit? Almal het nou hier so gered. Almal lyk my so. Party lyk nie vir my gered, party lyk vir my so bekommerd. Mona. Goed om jou te sien glimlag, my susters. Al wat ek reg kry vanmôre is om jou te sien glimlag, dan voel ek al beter. Halleluja. Dit is 'n keerpunt vandag vir hierdie gemeente. As ons wil groei, moet ons die lig laat skyn, dat die wêreld die lig kan sien en kan sê, daar's lig. Kom ons kom uit die duisternis uit, kom ons gaan na die lig toe. Die Here is daar, hy is die lig van die lewe, halleluja. O, Masengaya Berebenangatu. Dat ons vanmôre in hierdie plek herlewing kan losmaak in hierdie plek. Ek roep herlewing in hierdie gemeente. Al weet nie waar staan jy met die Here nie, maar ek roep herlewing vanmôre vir Witbank vir die sondaars. Weet u hoeveel karre het al hier vir my gery vanmôre, terwyl ons hier binne kan lekker gesing het en gepraat het. En die meeste van daai wat daar verby gery het, is nie kerk toe nie. Die meeste wat daar verby gery het, ken nie die Here nie. Of is teruggeval. Het kwaad geword, teruggeval. Sê, ek gaan nie meer kerk toe nie man, daai ou is vals man, ek gaan nie kerk toe nie. As ek kry jou ore van jou kop, of is al wat hulle doen. Ek hoop ek kan dit reg kry. Die ore van jou kop kan afskree, jy moet nie net vir die duiwel nie. Weet jy hoeveel mense in Witbank is hierso? Ek weet nie hoeveel duisend is Witbank nie. 200.000-300.000 mense? Dalk 500.000, ek dink ja, swart en wit ingesluit nou. Meer as 500.000, ek is seker.
Hy wonder of 1% van daai 500,000 regtig gered is. So die kerk van die Here Jesus het 'n majestueuse taak om te verrig. Ons het 'n groot werk om te doen. Maar jy gaan nie iemand uit die duisternis uithaal as jy self daar sit nie. Moet in die lig kom. Die lig het die plek vir sonde en ongeregtigheid nie. Ek het hier so 'n kartondoosie by my met 'n klomp geheestokkies in, wat beter bekend as 'n memory stick. Ek het 10 van dit uitgedeel aan mense wat daarvoor geteken het en verantwoordelikheid gevat het vir dit. Met 'n boodskap op vir 'n sondaar. Dan moet jy net daai stokkie vat na jou sondaar, na jou familie of jou vriende toe. Gaan sit hom in sy rekenaar en sê, luister saam met my, luister hierdie boodskap. Laat ons die saad van die lewe kan saai, die saad van die lig kan saai. Ek het nog nie regtig enige reaksie na 2 weke gekry van daardie stokkies af nie, ek moet eerlik vir jou sê. Daar is mense wat al dit gebruik het, dalk nie suksesvol nie, ander dalk het gebruik, dalk suksesvol. Ek het nog nie dit gesien nie. Maar weet jy, ek wil vandag vir u sê, God het vir my die gedagte geplan met hierdie stokkies om die saad te kan saai daar buitekant waar die duisternis is. Om die saad van die lig te gaan saai waar die duisternis werk. Daar waar die duiwel regeer, God wil die woord, die saad van die woord gaan verkondig daar buitekant. Ons kan hier binne in die kerk halleluja skree, ons neuslaan van lekker kry. Maar wat van die ou daar buitekant? Wat van daai sondaar wat gebind sit in die duisternis? Hy's vasgemaak met kettinge. Ek het verlede week so 'n klein gelykenis vertel. Jy kan dit seker nog onthou. Van die vrou wat in 'n kamertjie toe gesluit was. Julle was nie hier nie, dis nie wat julle nie weet nie. Moenie die kerk los en skiep die mis uit. Kan ek julle so 'n bietjie reg help? Dis reg nie, ek gaan nie bly pastoor. Jy gaan nie bly. Prys die Here. Iemand wat dan 'n bietjie besluit het vir die lig hierso. Halleluja. Maar weet jy wat? Ek is bly dat jy gaan bly, my suster. Ek is opreg as ek dit sê. Maar wie ek sal blyer wees as 'n regte sondaar hier tot bekering kom en hier bly. Om uit die duisternis uit te haal. Ons kan van al die kerke mense versamel. Ons kom almal ergens van 'n kerk af. Groblersdal is vanmôre goed verteenwoordig. Daar's 3 van hulle daar, daar's 2 van daar's 5 van Groblersdal af. Dis nie so naby nie, hoor, as 'n entjie om te ry, maar hulle is hier. En ek is bly hulle is hier en ek is dankbaar en ek prys julle regtig vir julle deursetting vermoë om so ver te ry. Dankbaar opreg. Maar ek sal meer dankbaar wees as hier 'n dronkie ingestap kom en sê ek het die Here nodig. As iemand hier ingestap kom en hy sê bid vir my, ek is verlore en iemand kan vir hom bid en die bloed van die Jesus Christus kan hom reinig van sonde. Maar weet jy, hulle gaan nie hier sommer inkom nie. Hoekom sal 'n sondaar daar buite kan of hy inkom? Ons moet hom gaan haal. Ons moet die saad gaan saai daar buitekant. As 'n lig om te saai op 'n duisternis. Wat wil ons saai? Mense, ek sal nog 2 ure kan preek as ek my net sal toelaat. Ek voel so ernstig oor dit. Ons moet werk, daar moet gewerk word met die evangelie van Jesus Christus. Ons kan mooi lyk hierso. My kleindogter, oornight daar sit sy, my gesin word is by lippe bloedrooi. Sy het die mooiste lipstik aan. Dit is baie mooi, my kind, moet dit weer aansit, dit is baie mooi. Maar dit red nie 'n sondaar nie, hoor. Make-up red nie 'n sondaar nie. Mooi klere red ook nie 'n sondaar nie. Die saad van die lewe, die evangelie van Jesus Christus, kan iemand uit die duisternis uithaal. Dat hy 'n keuse kan maak. Ek wil nie in die duisternis lewe nie. Ek wil in die lig lewe. Dan kyk hy na jou en sê hy, lewe jy in die lig? En sê ja, sê, lyk nie vir my, jy in die lig lewe nie. Jy lyk maar dieselfde as ek. Dis maar 'n probleem. Ek raak vanmôre 'n baie tender saakie aan hier so hoor, 'n seer plekkie. 'n Seer plekkie. Seer. Kan ek vir u bid? Mag ek vir u bid? Maar ek gaan vir jou bid, jy gaan nie weer dieselfde wees nie, hoor. So as jy nie wil deel wees van die gebed, jy hardloop gou uit by die kant toe. Hardloop gou, voor ek bid.
Gee jou 5 tellings. 1, 2, 3, 4, 5. Maak toe die deur. Gaan bid. Gaan die vuur van die Here op jou afbid vanmôre. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. You will never be the same again. Ek profeteer vir jou vanmôre. God gaan vanmôre jou hart verander. Hy gaan jou lewe verander. Jou stilheid. Jy sê, ek is maar 'n stil mens, pastoor. Is 'n leuen. Ek bestraf daai leuen. Ek bestraf daardie werking van die vyand. Ek kanselleer daardie onvrymoedigheid. Dis nie van die Here af nie. Dis van die duisternis, dis van die grys gebied. Dis nie van God af nie. Liewer dat jy koud was en warm as wat jy lou is. Sal jy saam met my staan, dan gaan ons bid. Tot my broer met die krikke moet ook staan. Ek voel jammer vir jou my broer. Ek het jou jammer gekry vanmôre met daai krikke hoor. Regtig jammer gekry. Here, van die leerskare. Ek is u diensknegt. Ek is nie u meester nie. Ek mag nie en ek kan nie vir u sê wat u moet doen nie. Maar u woord sê, ek kan u vra. Deur die naam van u seun Jesus. En wat ek in sy naam vra, dit sal u vir ons doen. Here, ek roep vanmôre vir elke man en vrou in hierdie plek en ek sluit myself daarbey in. Vir 'n waaragtige bekering vanmôre, 'n waaragtige omdraai en klaarmaak met die duiwel, klaarmaak met verdeeldheid, klaarmaak met ongeregtigheid, klaarmaak met die duisternis, klaarmaak met die vuil area, maar om te sê, ek wil die Here dien met my hele hart. Halleluja. Ek breek elke leuen af. Elke valsheid af. Elke ongeregtigheid af. Hierdie gemeente, ek roep hulle voor u troon vanmôre, Here. Ek roep elkeen wat hier is voor u troon vanmôre, dat u deur die bloed van u seun reinigingswerk doen hier, Here. Eba te kaya mosondre bentangaya. Nemenda batato rabatre bena. Hoor die woord van die Here. Wat noem jy my Here, Here? En jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Wat noem jy my Here, Here? En jy wandel in ongehoorsaamheid, vra die Here vir jou vanmôre. Halleluja. Eka mango tekaya borebe sendre. Mondelebeta mongetai yakuta mondelebeturuta. Monteketo tololota lengala bagote. Nangaya rabante robonda. Ek het jou van ver af gesien aankom, sê die Here. Ek ken jou by jou naam, van voor die grondlegging van die aarde af, sê die Here. Jy is myne. Moenie toelaat dat die vyand jou beroof nie. Ek wil jou dra, ek wil jou optel, ek wil jou nuut maak, sê die Here vanmôre deur sy Gees. Woe, baba te robosayande rebenda. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja, halleluja. O, dankie Here vir die krag van die Heilige Gees wat nou werk. Wat nou in harte werk, daar waar ek nie kan sien nie. My oë kan dit nie sien nie, my ore kan dit nie hoor nie, maar u sien dit, Here. U sien vanmôre hoe mense omdraai maak in hulle lewe. U sien vanmôre hoe mense omkeer maak met hulle hele hart. U sien vanmôre, my God, hoe die duisternis afgegooi word en lig opkom in die harte van mense deur Jesus, u seun. Eka maruku shayande lebenda rabangutayande lebenda. Dankie, Here. Halleluja. 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 Kan ons nou koortjie sing, was my in die bloed van die lam.